Ons is steeds in Hebreërs 8. Ek het gister met u die Hebreëse verbondritueel deurgegaan, die 9 stappe. Ek wil daarby vashak so 'n bietjie. Ek wil nie te haastig met hierdie goed weghardloop nie, want dit is vir my verskriklike kosbare goeders. Nou, ek wil eers vertel van 'n paar Ou Testamentiese figure en hoe hulle in 'n verbond betrokke geraak het. En daar was 'n man met die naam van Dawid. Hy was deur God geliefd. Hy was 'n man na God se hart. Hy het vir Saul, die koning, die eerste koning van Israel, het hy gedien en hy was lief vir hom en hy het sy belang op die hart gedra. Saul daarenteen was bedreig deur Dawid. Hy het slegte stories van Dawid vertel. Hy het vir sy gesin vertel, Dawid wil hom doodmaak. Dawid soek sy lewe, Dawid soek sy troon. Hy het onwaarhede oor Dawid vertel aan sy familie. En hy het ook vir Dawid dan geagtervolg en hy wil hom doodmaak. Hy het 'n seun gehad met die naam van Jonathan. Jonathan was anders, dis asof hy nie in die familie van Saul ingepas het nie. Hy het Dawid lief gehad, hy het met Dawid 'n verbond gesluit. Hy het Dawid as 'n vriend gesien en hy wil altyd vrede tussen sy pa en tussen sy pa en Dawid gehad het. Dit het natuurlik nooit plaasgevind nie. Maar Jonathan was anderste en hy wou baie graag dan gehad het vrede moet plaasvind. Maar hy het 'n verbond met Dawid gesluit, 'n vriendskapsbloedverbond met Dawid gesluit. Nou, hierdie man Jonathan het 'n seun gehad met die naam van Mephiboset. Nou, op 'n dag is Dawid en Saul Jonathan en Saul albei oorlede. En die gebruik is dat al die lede van daardie koning se gesin moes doodgemaak en moet uitgewis word, want dit kon 'n bedreiging inhou vir die nuwe koning. En op daai spesifieke dag, toe vat die vrou wat Jonathan se seun Mephiboset opgepas het, vat sy hom en sy wil met hom vlug en sy laat hom val en hy's verlam van die voete af. In elk geval, sy vlug toe na hom toe met hom met 'n plek na Lodebar. En daar het hy jare gebly en hy het baie sleg van Dawid gepraat, het lelike dinge van Dawid gesê. Hy het onthou wat sy oupa Saul van Dawid gesê het en hy het dit gemimik. En op 'n dag, toe dink Dawid aan sy vriend Jonathan en onthou sy verbond en hy sê vir sy knegte en hy sê vir hulle, is daar nie iemand van van Jonathan se familie oor, aan wie ek seën kan bewys, nie vir wie ek goed kan wees nie. En hulle sê nee, hulle weet nie. En toe uiteindelik, toe kom een van die diensknegte en hulle sê, daar is 'n jong seun, hy's verlam, sy naam is Mephiboset, en Dawid laat hom haal. En hy bring hom in die paleis, en daar val Mephiboset vir hom neer, en hy sê vir hom, ek is so bly om jou te sien, sê Dawid, en hy gesprek vind plaas, maar Mephiboset sê, ek verdien nie u guns nie, koning Dawid, ek verdien nie u goedheid nie. Al wat ek my lewe lang gedoen het, was om sleg van u te praat, om u sleg te sê en u te verwens. En Dawid sê vir hom, hy lig sy hand op en hy sê, kyk hierso, hier's 'n litteken, ek en jou pa het 'n bloedverbond gehad. En hy gaan na sy kas toe en hy haal Jonathan se boekleed uit. Onthou mos nou die ritueel. En hy sê, kyk, ek het sy naam gevat. Ek en hy is een. Ons bloed is vermeng. Ons is deur 'n verbondsritueel. En so, deel van die verbondritueel is dat as die vernoot in die verbond so sterwe, dan word sy kinders joune en jy neem verantwoordelikheid vir hulle. Maar hulle moet jou dan aanneem as hulle nuwe ouer. En Dawid sê vir Mephiboset, hy sê vir hom, so, ek wil baie graag guns aan jou bewys. En ek sal jou vat as my seun op grond van hierdie verbond, wat 'n blywende, permanente ooreenkoms was tussen my en jou pa Jonathan. Maar jy moet my aanneem as jou nuwe pa. Wat is jou antwoord? Hoe kies jy? En geliefdes, Mephiboset kies toe vir Dawid as sy nuwe pa, en dit gee hom voorreg om aan die tafel van Dawid te sit. En daar kan hy sy verlamde bene wegsteek onder Dawid se tafel en kan hy met oorvloedige eer bekroon word, wat hy nie verdien het nie. Maar Dawid het nie op grond
van wat hy gedoen het, op grond van sy werke, of die mooi praatjies wat hy gehad het, van Dawid hom ingevat en hom geseën het, hom gevat op grond van die verbond, wat hy met hom gesluit het. Nou geliefdes, Jesus doen dieselfde vir ons. As jy daai rituele onthou, as jy onthou Jesus Christus, hy het sy eie liggaam laat breek, in ons plek. En hy dra die littekens. Jesus Christus kan ook sy hande oplig en sê, kyk, hier is die littekens. En kyk hier in my voete, kyk in my sy, is littekens. Ek het julle verskriklik lief. En ek het alles gedoen wat nodig is, dat ek en julle in 'n verbond kan staan. Ek dink aan daai gedeelte in Johannes, waar Johannes die Doper sê, hy sê, kyk, daar kom die lam, wat die sonde van die wêreld wegneem. En Jesus kan reguit sê, hy sê, die verbond ooreenkoms is dood eenvoudig dit, is as jy jou sondes bely, ek is getrou en regverdig, al jou sondes en ongeregtigheid weg te neem. Jesus Christus kan ook vir ons sê, dat hy het ons so lief, dat hy sy lewe gegee het, sodat ons nie hoef te sterwe nie, maar dat ons ewige lewe kan hê. Maar hy vra ook vir ons, soos wat Dawid vir Mefiboseth gevra het, wil jy my aanneem? Is ek jou nuwe pa? En geliefdes, en dis die kruks van die saak. Ons word nie gekies op grond van ons werke nie, ons word nie gekies op grond van ons verlede nie. Maar as ons vandag besluit, as jy vandag besluit, Jesus, ek kies U as my verlosser, dan sluit jy so 'n verbond met hom. En onthou, hy sal nooit die verbond breek nie. Onthou een van die verbondsreëls in die ritueel sê, net die dood kan ons skei. En Jesus gaan nooit weer doodgaan nie. Inteendeel, hy kan nie sterf nie. Hy's ewig. So hy sluit 'n ewige verbond met ons. Maar jy moet hom aanneem as jou pa. Ek wil amper, soos as ek vir die huwelik paartjie vra, en sê ek vir die paartjie, en sê ek, hoe is jou antwoord? Ek wil vandag vir u vra, hoe is die antwoord? Kies u Jesus. Kies u hom. Kom ons bid saam. Here, baie, baie dankie, dat u die littekens aan die liggaam het in die hande het. Dat u 'n verbond met ons sluit. 'n Nuwe verbond. Met beter beloftes, sê die boek van Hebreërs. Spesifiek in Hebreërs 8 waar ons nou sê, dit is 'n beter verbond as die ou verbond. Met beter beloftes. En u het die voorwaardes gaan doen. U het in ons plek gesterwe, sodat ons kan lewe. Al wat ons vandag moet doen is u aanneem. En ek bid, Here, dat baie mense u sal aanneem, en so u goedheid en die guns en die seën te beurt kan kom na hulle toe, soos dit met Mefiboseth aan die tafel van Dawid gegaan het. Seën ons mense, Here, beskerm hulle, bewaar hulle van die bose, is my gebed in Jesus naam. Amen.